We at HTT offer a wide range of trailer parts and accessories. We also offer 24-hour standby service and carry a full range of tools, oil, batteries, air valves and electric parts. Give us a call for sales at 071 493 4760 or 24-hour standby at 083 290 1519. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. We do hydraulic hose assemblies, hose repairs, gauges, valve banks, hydraulic pumps, hydraulic motors, valves, cylinders. Feel free to contact us anytime, 24 hours a day at 083 290 1519 or visit us at 5 Passenger Street, Bethel, Mpumalanga. Dankbaarheid, sielebetrokkenheid, 'n heilige lewe. En hoe kan jy by hierdie 3 goed uitkom? Daar's 'n dag gewees waar daar 'n man gesit het en bedel het. Ek wil graag hê bring vir my daar 'n stoel net gou vinnig. Dankie. Sien so met 'n ou stoel bring. Jy sit nog op 'n madraai. Kyk, hierdie ou is soos Chuck Norris, hy dra homself met die stoel. Maar okay. Maar in elk geval, hierdie ou sit 'n bekertjie het jy seker nie, nee, okay. Hy sit so met sy bekertjie. Al wat sy visie is, wat gooi hulle vir my hier in? Ag, dankie Andres. Hy het nie 'n glas gehad nie, maar beker, dit is am naaste Bybels. Okay. Hy gooi so. En dan gooi iemand in 'n klink dit, dan vat hy hom. Dis 1 shekel. Dis 2 shekels. Ek weet nie wat was daai tyd nie, maar nou noem Israel shekels, so ek noem dit maar so. Of 50 sent, 2 rand. Dan sit hy weer so. Hierdie ou se visie was net wat val per dag in hierdie glas. Baie van ons se visies is so. Wat skor ek? Wat kry ek? Waar kry ek dit? Hoe kry ek dit? Jy kyk net so. Dis hoekom jou glas leeg bly, want jou kop is voor die glas. Jy kan nie gebless word nie. God kan vir jou niks ingooi nie, want jou kop is voor die glas. Jy hou jou blessings te veel dop. Ek het dit nou gekry, daai openbaring. God sê jou blessings, ek wil vir jou blessings ingooi, maar jou kop is voor die blessings. Ek kan nie ingooi nie. Inteendeel wil ek nie 'n glas in my hand hê as my God my bless nie. Hy moet weg wees, ek wil so staan. Maar hoor gou mooi, hy het so gesit. Okay. En op 'n dag hoor hy: Yeshua, Yeshua, halleluja, Hosanna aan die seun van God. En hy hoor, hierdie ou kan bly sit het. Het hulle gepaas het. Dankie vir my 50 sentjie. Dankie vir my randjie. En hy sal nogal goed gemaak het, want dit was 'n groterige skare. Sy glas sal nogal vol gewees het. Hy sou vir 3 dae nogal genoeg gehad het. Jy kan 'n keuse maak vandag. Wil jy maar so sit as Jesus verbykom, jy sal vir 3 dae genoeg hê? Of wil jy doen wat daai ou gedoen het? Daai ou het sy beker neergesit. En het opgespring en gesê: Seun van Dawid, wees my barmhartig, want skielik het hy hierdie krag gevoel, skielik het hy geweet hy's met God te doen. Seun van Dawid, wees my barmhartig. En wat doen Jesus? Stop Jesus en roep hom? Nee. Jesus loop aan. Weet julle hoekom? Want baie Christene is vals met hierdie 2 goedjies. Hy dink, ag, Jesus het klaar, alhoewel Jesus alles geweet het, maar ek praat nou menslik gesproke met julle. Jesus dink, hy is net met sy bekertjie te doen. Hy wil net weer iets hê. Maar hierdie man en die Fariseërs kom na hom toe, nie sataniste nie, kerkmense. Hulle sê vir hom, shut up, hou jou bek.
Bly stil! En wat gaan doen ons? Gaan sit maar weer, okay, ouderling het met my gepraat, ek gaan sit maar weer. Ek sal maar weer met my ou bekertjie sit. Want die wetgeleerde het gepraat, die fariseërs, nee, hierdie ou, maak 'n stand. Hy steur hom nie aan die synode wat een geslag huwelike inbring nie. Hy maak 'n stand. En hy skree harder, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Hy maak 'n stand en hy besluit, julle kan sê, shut up en bly stil, ek maak 'n stand, en dis wat jy moet doen, nie jou eerste poging nie, God soek jou tweede poging. En toe hy so opspring, toe stop Jesus. En hy sê, kom hier. Nou weer eens, van ons kom so. Ja, Jesus, kyk maar of jy my kanker kan wegvat. Ag, die pastoor bid ook nie lekker, soos hy moet bid nie. Ag, hy het my nie eers gegroet nie. Ag, ek weet ook nie. Dis soos party is. Dis hoekom jy nie ontvang nie. Jy's weer met jou ou bekertjie te doen. Jy wil teruggaan na jou ou bekertjie toe. Jy's net gepla oor jou ou voorsieningkies. God wil vanoggend oopruk en jou beker by jou uit jou hande uitkry, dat jou hande kan siele wen. Nee, weet jy wat doen hierdie ou? Weet jy wat doen hy? Toe Jesus sê, kom hier, toe ruk hy sy baadjie af, sê die Bybel, en hy gooi hom neer, en hy hardloop na die Here toe. Dis tyd dat jy 'n bietjie afgooi hierdie wyn. Dis tyd dat jy die sigarette uit jou mond uit afgooi. Ek kyk wragtig nou die dag, hulle het nou maskers wat sê, Zol, gee ons Zol. Daai selfdes wat vir 'n twak, so staan 'n betoog, sal nooit vir Jesus se naam opstaan nie. Hoor hier, dis tyd dat jy slag jou hoerery weggooi. Dis tyd dat jy jou vieslikheid weggooi, jou houding, jou issues wat tussen jou en God staan, en toe jy dit weggooi en hy kom voor Jesus, raak Jesus hom aan en hy kan sien. Hy het nooit weer teruggekeer na sy ou bekertjie toe nie. God wil jou vandag aan 'n ander level vat, maar jy moet besluit, gaan ek my bekertjie los? Gaan ek my ou gemakstoeltjie los? Gee vir my, asseblief gee vir my. 'n Ou bedellewe, gaan jy dit los? En gaan jy na Jesus toe hardloop en sê, hier's ek. Nou wil ek doen wat U sê. Jy kan vandag besluit. En as jy dit wil doen en in 'n ander level gaan, jy hoef nie vanoggend vorentoe te kom nie. Ek sal jou vorentoe roep as God so wys. Ek wil vir jou vra, staan net op waar jy is, want ek wil vir jou gebed doen. As jy in 'n ander level wil opgaan, dan staan jy net op. Dankie. Dankie. Vader, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, elkeen wat opgestaan het, elkeen wat dit wil hê, vat die bekertjie uit hulle hand uit. Nou moet jy weet, wanneer ek hierdie gebed doen, vat God jou huidige voorsiening uit jou hand uit. Julle moet nou hoor wat ek sê. Moenie môre oor môre skrik. Wat gaan nou aan nie? Die ou wat gegee het, gee nie meer nie. Daai ding gebeur nou nie meer nie. Hoor nou mooi, jou bekertjie word uit jou hand uitgevat, want jou bekertjie was jou las. Jou stoel word weggevat. Hier gebeur hierdie week en volgende week goed in jou lewe. Jou gemakslewe word weggevat. En hy kom met 'n upgrade. 'n Upgrade. Nie met 'n bekertjie nie, nie met 'n emmer nie. Ek wil vir jou sê met baddens vol. En hou op jou kop nou net op geld terug. Geld is deel van hierdie ding. Genesings is deel van hierdie ding. Materialisme is deel van hierdie ding. Maar geestelikheid is die groot ding. Is die groot ding. Vader, elkeen wat nou hier staan, gee vir hulle. Gee vir hulle oorvloedig. Gee vir hulle oorvloedig. Gee vir hulle oorvloedig. In Jesus naam. By die huis, gee vir hulle oorvloedig. Haal net asseblief jou oog van finansies af en van materiële dinge af. Dit sal kom. Dit sal saamkom. Maar ek wil net hê jou mindset moet reg wees. Rig jou op geestelike dinge. Op dankbaarheid. Rig jou op, ek wil vir God gee vir siele. Ek wil bo maat gee van nou af. Jy wil vir God gee en jy wil heilig lewe. Wat albei jy gee elke keer.
Ek het ouens wat kwaai drink. Hulle gee goed vir die bediening. Maar hulle gaan hel toe. En baie mense, deur hulle geld gaan hemel toe. Wat help dit? Kom by die Here uit. Gooi af vandag. Hy het jou so lief. As daar iemand is wat sê, ek het nog nie Jesus aangeneem nie. Ek is nie seker of ek hemel toe gaan nie. Wil jy nie net gou uitkom nie? Die ander kan maar sit. Wil jy nie net gou uitkom nie? Kom gou uit. If you want to choose Jesus today, if you want to invite him into your heart, please come forward. Come forward. As daar iemand is wat wil vir Jesus aanneem, kom maar sommer hier, Dani. As ek nou met Dani te doen. Ai, daar kom Dani. Toe kom hy ook sommer toe, hy sy naam hoor. Amen. Kan ek gou die, dankie. 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 Halleluja. Daar by die huis, is daar nog iemand? Bid saam met my, terwyl hulle Jesus aanneem in hulle lewe, dan kan jy ook aanneem. Here het groot dinge in hierdie twee se lewe gedoen. Kan ek vir julle sê, ons het nie geslaap nie, nagte. Kom vertel julle eers iets, want ek kan ook foute maak. Ons was op 'n plaas vir 2 dae, 2 nagte, wat ek in die hele 2 nagte dink ek 2 ure geslaap het. Is dit, ek dink dit is omtrent so. Hierdie manne was heel van hulle kop af, ek gaan dit so noem, nee. Hulle het op pad soontoe mense gegryp om hulle kele en beginne wurg. Daai oukie ry nou nog, maar hy kontak ons, hy's baie lief vir julle, hy vra hoe gaan dit met julle, Rivan, wat? Hy bly vra hoe gaan dit met julle. Maar hy vertel vir almal, hy's nou 'n sendeling, hy's ingewurg in sendelingskap, maar in elk geval, en dit het rof gegaan, aanvalle hierso baie rof. En omdat ons aan mekaar, ek het van hom af, waar daar nie, het ek so meter geslaap. Nou weet man nie wat doen die manne in die nag nie. As hulle wakker, as hulle besig met 'n move. Dit gaan erg. En ek raak in die slaap. Nou ek het 'n deurskynende krat saamgevat wat my Bybel in is. En ek het my selfoonbanker ingesit daar. Hy het mos 'n rooi liggie. Nou is ons heeltyd met die bose te doen. En ek skrik wakker, en toe ek wakker skrik, sien ek hierdie rooi oog. Maar vra hierdie klomp studente, ek skree, Satan heilig, ek slat jou, in Jesus naam, ek is op jou, in Jesus naam. Toe die ligte aansit, is dit my banker. Nou, maar het erop gegaan. Dis al wat ek kan sê. Julle twee het vir my laat bid, maar julle is pragtig. Bid saam met my, sê, daar by die huis bid saam. Sê, Vader, kom woon in ons. Ons glo nou in die God van Abraham, Isak en Jakob. Hierdie God het 'n seun. Sy naam is Jesus Christus. Ons nooi hom in ons lewe in. Vul ons met u Heilige Gees. Laat die duiwels weggaan uit ons uit. En om ons, in Jesus naam, ons kies u, Here. Vergewe al ons sondes, in Jesus naam. Amen. Vader, ek vra dat u oorvat by hierdie twee, en by die huis ook. Vat u oor. Vat u oor. Dankie vir die helm van verlossing. Dankie dat u hulle heel oorvat. Dankie dat hulle nie meer psigiatriese pille gebruik nie. Dankie dat hulle dit self neergesit het. Dankie dat u hulle van hulle bloeddruk genees het. Hoeveel weke is dit nou wat julle self julle bloeddrukpille neergesit het? 2 weke en 60 dae is 'n bietjie verskil. Maar die psigiatriese pille, ons het nie vir hulle gesê nie. Hulle kom uit 'n psigiatriese hospitaal. Hulle het self die pille neergesit. Kyk waar vorder hulle al. God is met groot dinge mooi ding besig. Dankie Here, u kry al die eer in Jesus naam. Amen. Die Here seën. Baie mooi. Ek wil gou vir Hylan hier hê, terwyl ons nou op kamera is. Gou vir Hylan hier hê. Ek wil hê dat julle vir Hylan Visagie moet bid.
Ons het 'n projek, gaan kyk by Rooi Strauss se page en by Spear International en by School of Fire. Projek Ezer, E-Z-E-R. Dit beteken die Heilige Gees red, Heilige Gees rescue en protect en al die dinge. In die Amazone is daar 'n toevloei nou van Venezuela mense wat vlug uit hulle land uit. Ek sien Dominique, ek sê maar Venezuela, okay. Sy wil dit net reg sê. Ons taalkundige onder ons. Okay, kom ons gaan. Maar in elk geval, en daar's al 1000 gewees laasweek in hierdie gebied in die Amazone, in Brazil, en ons gaan, die lot het geval op hom, dat ons hom gaan Oktober, as alles oopmaak en die Here alles, gaan Highland. Ons het reeds laas Sondag aand, het Glenn Buys en sy familie die eerste diens gehou, onder hierdie mense, maar hulle het 'n ander bediening, hulle kan nie nog daar ook aandag gee nie, so hy gaan nou by Glenn hulle bly, dan gaan hy sy eie plek bou, ons kyk nog wie gaan bou sy plek, en dan gaan hy 'n kerk bou daar, en vir hierdie mense. Volg die foto's wat ek vir julle gaan wys, hoe pragtig lyk hierdie mense, hoe bly is hulle het vir hom 'n boodskap gestuur, hierdie week in hulle taal, kan jy gou herhaal? Is jy nog nie daar? Hy gaan nou baie vinnig hierdie taal leer, hy's besig, en God gaan hom die wysheid gee, en daar sal hy ook dit verder leer, maar hy het vir hom hierdie week al 'n boodskap gestuur, daai mense, en hulle sê hy moet kom. So hulle is opgewonde oor hulle pastor, wat op pad is. So ons gaan hom nou, ek het hom eintlik afgehaal as leier, maar net weer tydelik teruggesit. Hy gaan nou heel apart opgelei word, nog 'n paar goed, en onder druk kom. As u op my Facebook sien, studente doen snaakse goed, en hulle werk met kruiwaans, en hulle werk verskriklik hard. Ons noem dit die round-off kursus. Dis net voordat ons hulle uitstuur. Ons wil nie slappies stuur nie. Ons wil soldate stuur. So ons sit hulle onder druk, dat hulle nie daardie kant swig nie. So ons prys die Here daarvoor. So, Vader, in Jesus naam seën ons hom al. Ons het fondse nodig, Here, sal u asseblief stuur deur mense, wat maandeliks sal sê, ek sal vir projek Ezer gee, in Jesus naam. Amen. In Natania se afwesigheid sê ons net, sy was uitstekend, sy en Alexander, uitstekende sendelinge, en ons sê vir hulle dankie. Hulle het uit Malawi uit nou teruggekom, ons prys God. God het hulle soos diplomate behandel. So hulle moet terugkom deur al hierdie borders wat so lank tyd vat, vir onder R5.000. Toe vlieg ons nog die ander sendeling ook uit vir Janus, 3 van hulle. En hulle kom en in kwarantyne is hulle 2 weke, hulle vlieg saam met diplomate, en hulle is in kwarantyne 2 weke saam met diplomate, eet die diplomate se kos. En God, dis wat God doen met sendelinge. God is lief vir julle. Amen. En hier is van julle wat volgende jaar Februarie almal uit is in Macedonië. So ons wag vir dit. Ons sluit af in die naam van Jesus. Nee, ek wil nog vir iemand bid. Kom net gou hier so. Net gou vir hom bid. Bring gou weer daar. Kom maar so op. Prys die Here. Het jy vir Jesus aangeneem? Vanoggend toe ons bid, of al lankal? Okay. Waarvoor kan ons bid? Okay, waarvoor kan... Jy kom van Kakamas af. Het jy groot geraak in Kakamas? Van die Noord-Kaap, Kenner District. Steek gou jou hande in die lig. Waarvoor kan ons bid? Okay, kom maar, ons sal later daaroor praat. Steek maar die hande in die lig. Vader, dankie dat hy School of Fire toe vanoggend gekom het. In die tyd wat hy ook hier gaan deurbring. Dat hy hom gaan vry maak van hierdie verslawende probleem wat dit ook al is. Johannes 8 vers 32. Jy sal die waarheid ken, die waarheid sal jou vry maak. Vryheid in Jesus naam. Elke duiwel sê, Here, ek bely al my sonde. In Jesus naam. Maak my vry, Here. Amen. Verslawende gees, kom uit hierdie liggaam uit. In Jesus Christus naam.
kom uit. Die bloed van Jesus is oor hom. Die bloed is op hom. Die bloed is op hom. Die bloed is op hom. Jesus maak hom vry. Amen. Prys die Here. Jy's baie welkom by ons. Wat is jou naam? Sarel. Wie gaan hom? Ek wil sommer 'n stukkie getuienis deel vanmôre met julle, want ek het hierdie lied hierdie week ontvang op die dag toe ek baie slegte nuus ontvang het. My vrou is nie nou hierdie, maar ek voel ek moet dit deel met julle. Hierdie week, my vrou was swanger en ons het dit op sosiale media met my pa dit begin sit en alles. En sy bel my die een oggend en sê, hoor hierso, ek is besig om te bloei. En sy is toe hospitaal toe en toe vind sy uit, maar sy het 'n miskraam gehad. En sy is heen en weer tussen dokters, want toe was daar 'n gevaar dat haar lewe in gevaar is. En sy kon toe nie ry nie en alles, en ons bid toe en ons vertrou toe die Here laat sy heeltemal genees word, en prys die Here, toe die bloedtoetse terugkom, toe sy 100% genees, maar nog steeds het sy die babatjie verloor. Initially het ons gedog, okay, sy is net 'n week of 2 swanger gewees dalk, later is ons uitgevind, sy was nader aan 3 maande swanger gewees. En ek weet, dis 'n ding wat hard op 'n mens kan val, veral baie Christene daar buite kan vra, maar weer eens, hoekom gebeur so iets met my? Hoekom met ek? Ek volg dan die Here. Maar ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy deur moeilike tye gaan, is God altyd daar vir jou. So, op daai dag toe ek die nuus kry, toe kom die track deur wat op my album ook gaan wees. Julle kan gerus op Spotify gaan en op YouTube gaan kyk. En hierdie song se naam is There Ain't No Grave That Can Hold My Body Down. Okay, sit hom lekker hard vir my asseblief vir backing. Dankie. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. I can hear that trumpet sound. I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Here, dankie vir die diens vandag. Dankie Here dat U met elke van ons hier so is, Here.
Here, gaan U met elkeen vandag, Here. In Jesus Christus naam. Amen. Dankie julle. Lekker dag. Om God se aangesig te soek van 1 Julie 2020 tot die 30ste November. As jy eers later oor jump steeds in. Waarvanaf kom die 153? Die laaste hoofstuk in Johannes, toe Petrus hulle 153 vang het. Waaroor wil ons 153 dae wat doen? Jy gee op wat jy wil. Ek gaan byvoorbeeld brood en suiker opgee vir 153 dae. Jy kan los wat jy voel, wat jy graag wil los. Ek wil los wat my in 'n mate bind, of wat lekker is, of wat jy wil eet. Jy kan jou keuse maak. Miskien los jy koffie vir 153 dae. Miskien brood, miskien vleis. Jy besluit. Hoekom doen ons dit? Eerstens, dat sendelinge sal opstaan, wat die oes is groot en die arbeiders is min. Tweedens, dat hierdie sendelinge plek sal kry, die regte plek om geplaas te word. En dan die derde ding is, dat hierdie sendelinge voorsiening sal kry. En die vierde ding is, jy bid persoonlik, wat sukkel jy mee in jou lewe? Ek wil my gebedslewe byvoorbeeld beter kry. En daarom gaan ek bid, my vierde punt, om my gebedslewe beter te kry, nog met God. So, 1 Julie begin ons, tot 30 November. En ons doen dit vir Jesus Christus. As jy na 1 Julie dit hoor, spring steeds in. Het gaan oor jou hart, en het gaan nie oor 'n wet nie. God seën, raak betrokke.